Daar sê, ons lei dit oor. Here, baie dankie vir vandag. Here, dankie dat U elke een van ons geseën het met nog 'n dag. Here, my gebed is, Heilige Gees, dat U vanoggend met elkeen van ons sal wees. Here, laat U ons harte ontvanklik sal maak. Here, laat ons by onsself, dat Here, ons hierdie tydjie wat ons saam met U spandeer, dat ons dit sal afsonder vir U. Here, laat ons sal hoor wat U vir elkeen van ons wil sê. Wees met ons vanoggend. Dit is my gebed. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, weer eens baie welkom aan elkeen, net vir die YouTube en die Facebook besoekers, of wat kyk, gaan vra dat julle video moet stop. Ons gaan na die diens, gaan ons saam nagmaal gebruik, so as julle nagmaal, die druiwesappie en 'n broodjie sal reg kry, is julle baie welkom om saam met ons na die diens nagmaal te gebruik. Jy sien, ek het vanoggend wat ek gedeel het met julle, dat daar by my en jou 'n keuse is. En min wetende Rikus wat sy liedjies ons gaan sing. En toe Rikus sê, luister, Jesus is calling. Jesus roep my en jou naam uit. Ek en jy het daardie keuse. Wel, weer eens baie welkom by vandag se diens. Ek het laasweek met julle gedeel oor die onderwerp 4 maniere om God daagliks te sien. En ons het die skrifgedeelte gevind in Matteus 28. En ek het 'n paar foto's geneem of gewys, so ek hoop vir julle wat nie was nie, dat dit duidelik nou op Facebook of YouTube was. En daar was 'n paar foto's van spinnekoppe. Ek het nie, as julle nou sal die mense wat hier was, onmiddellik die eerste gedeeltes van party is, waar is die doem? En ek het gevra, asseblief, moenie die blik doem bring nie. Ek het dit met 'n rede gedoen, want ek weet dat spinnekoppe vir party, it's a sensitive, trap ek om dood, los ek om rassie, hoe maak ek? Maar die groot gedeelte wat ek wou gehad het is, dat ons moet sien, hoe awesome God regtig is. En hoe perfek God elke een, maak nie saak wat sy insek. Maak nie saak, as dit nou die spinnekop is, en jy graag vir 'n spinnekop, en jy wil, Casey wil immigreer Kanada toe, want hy is so bang vir 'n spinnekop, en Daddy Longlegs spuit hy halwe blik doen. Daar is 'n foto van, maar jy gaan hom nou nie duidelik sien daar nie, maar daai een het so blou, hy het so blou kleur. Perfek gemaak. Die ander een gooi gou nog enetjie, daai een met so, hy het sulke wit oogies so. Is hy daar naby? Maar in elk geval, my doel wat ek wou gehad het, is dat julle sou sien hoe awesome die Here is. En op 'n stadium toe ek 'n foto gewys waar, ek kan nie eens onthou of ek die valk gehou het of Yvonne die valk gehou het nie. Ons was 'n week in die berge gewees met 'n reunie, kyk daai een. As jy nou gaan kyk hierdie gedeelte, daar sit sy oogies. Daai lyk soos plat wat daar is. Dis die agterkant. Die lyfgedeelte. En klein. En die detail wat die Here daarin gesit het. I know we're not all happy with it. Amen. I know we're not all. Want daar het ek 'n valk vasgehou. En daai valk het ek so gekyk en op 'n stadium toe, die foto's nie daar nie, die valk gedraai en my fisies solid in my oog gekyk. Ja, kan my vrou vra, en toe is England mos weer, Brett, toe ek die trane daar in die berge. Want toe besef ek net hoe awesome God regtig is. En ek het gesê, as God so baie effort, en daardie voël en daardie spinnekop is 'n dink net wat sy effort het God in jou gesit. Toe die diens klaar is, toe Zadie hier kom staan en sy het 'n getuienis gelewer. We are good enough. En sy het gedeel daaroor. En ek het 4 punte gedeel waar ons God elke dag kan sien. En die eerste een was gewees om God te sien in sy skepping. En dit is hoekom ek daardie, in God se skepping, die blomme,
Vanoggend toe ons hiernatoe kom, was daar 'n land gewees, jy kan die wond vra, daar's niks in daardie land nie, behalwe vir 2 sonneblomme. 2 mooi sonneblomme, daai een is so goud geel, in daai land, there's nothing. En ek sê, toe ons nog so verby ry, jy sê, maar, is buiten sê ek nie nou so. Jy sien, ek en jy kan God elke dag in sy skepping raak sien, die blomme en die diere. Die tweede een het ek genoem dat, om God te sien in sy aardse geskenke. En hier het ek ook genoem dat ons baie keer dinge as vanselfsprekend aanvaar of ervaar. En ek het sommer 'n voorbeeld gebruik deur te sê, jy weet, die spices wat ek en jy gebruik om ons vleis op te jazz. Ek het nooit regtig daaraan gedink nie, Keith, you know, that spice comes from God. Ons aanvaar van selfsprekend. Ons sien altyd hierdie groot dinge, die klere wat ons aan het. 'n dak oor ons kop. En God het ons al hierdie dinge gegee, vir my en vir jou. Die derde een, om God in ons werk te sien. En hier het ek genoem, as ons eerlik is met mekaar, het God my en jou daardie werk gegee waar ek en jy nou besig is. En vir party van ons is dit nie maklik nie, nie dat dit mos waar nie, die company vir wie ek en jy werk, is nie een van die maklikste nie, en elke een van ons, so is dieselfde by jou vanoggend. Verstaan jy, jy's op verlof, jy kan kerk toe kom, alles is so jy gewerk het, en daar is baie, almal se werke is there's difficult times. Maar ek het net weer eens besef, en nie dat ek het dit hier geskryf, jy kan dit kom kyk, op die einde van die dag werk ek nie vir die government nie, ek werk vir God, die government betaal my salaris, maar I work for God. En so is dit vir elkeen van julle daar waar jy werk, moet jy onthou. Daai werkgewer mag miskien jou salaris op, betaal jou salaris, maar op die einde van die dag werk jy vir God. En ons gaan moet rekenskap gee. Brent, maar hoekom was jy so slap gewees daar? Hoekom het jy nie so gemaak nie? Hoekom het jy so? I don't have to answer to that. Die vierde een was gewees, om God te sien in beproewings. Hier het ek genoem dat die woord vir ons sê, ons sal beproewings en suffering ervaar. Dit is hoe ek en jy dit hanteer, wat saak maak. En ek en jy sal moet onthou, dat hierdie, die aarde, is nie my en jou permanente woning nie. Ek en jy het 2 keuses. En ek gaan dit reg sê, ek het dit nie laasweek gesê nie, ek het dit nou hier gesê. You got 2 choices. Of jy gaan die hemel toe, of jy gaan die hel toe. Die keuse is jou nou. Nie debatteerbaar. I'm not going to debate it. You got 2 choices. Or heaven, or hell. Amen? Wel, vandag wil ek 'n bietjie deel oor die onderwerp, hoe om 'n voorbeeld te wees vir ander. En soos julle my ken, as ek hier uitry en ek het vir Yvonne gevra, as ons hier uitkom, dan vra ek vir Yvonne by, was die diens alright gewees, want sy wil dit nie voor die tyd lees nie. Dan sê ek, was dit alright? Dan sê sy, ja, daar het jy so gemaak, daar het jy so gemaak, nee, dit was okay of okay. Laasweek was jy uitry, toe sê ek, en dan begin ek al klaar te bid, ja. Help my vir volgende week dat ek 'n boodskap het. Julle Marikus vra daarso. Ons bring nie net 'n boodskap om 'n boodskap te bring nie. Al baie kere gekom wat ek 'n boodskap, 'n woord gekry het en ek begin met daardie woord en Woensdag of Donderdag as kom die Here en dan sê I don't want you to talk about that. I want you to talk about that. En hierdie week was een van daai dae of een van daai weke. En soos wat ek met julle gedeel het, hierdie week het ek 'n begrafnis bygewoon van 'n kollega en 'n vriend die saam met my op laerskool was. En hierdie begrafnis was Donderdag gewees. En dit was Donderdagoggend om presies te wees 11:00 die oggend. En ek het nog geen idee gehad waaroor ek gaan deel met julle. En gewoonlik teen Donderdagoggend op die laaste Donderdagmiddag en ek het hier ook gesê, ek stel jammer dat ek eers Vrydag die dinge neergestuur het. Ek het nie geweet dat sy nie by die musiek gaan wees nie, maar ek stuur dit deur sodat sy die bord kan doen, die prentjie kan maak en al daai dinge.
Maar 11 uur met die begrafnis het ek nog geen idee gehad. Na die begrafnis het ek en Yvonne so 'n bietjie gesels. Die Here lê dit toe op my hart. Wat 'n voorbeeld stel ek en jy? Maar naarloos om te sê, ek hoop dis die regte Afrikaanse woord, naarloos om te sê, ek het eers Vrydagoggend hier by 10 uur het ek eers klaar gemaak. Want ek het nog daai hele aand het ek gaan rond my opsommings gaan soek en hierdie wat noem ek dit, navorsing gaan doen en oralste so. En ek het dit toe eers Vrydagoggend geskryf. Wel, na die begrafnis het ek net weer eens besef. Julle weet op elke begrafnis wat ek op was, is daar ons 'n slideshow van die persoon se lewe. Praat ek waar? Daar was nog nooit 'n begrafnis wat ek bygewoon het waar daar nie 'n slideshow was nie. En ek het hier geskryf ook, hoor my is mooi asseblief. Ek sê nie dat die persoon wie oorlede is, die verkeerde voorbeeld gestel het nie. Maar dit is die woord wat ek van die Here af gekry het, wat ek vanoggend met julle wil deel. Nou as ek julle sou vra vanoggend, wat 'n voorbeeld stel jy? Sal ek moontlik 'n paar antwoorde van julle kry wat sê, ek is so gemaak en so laat staan. Los my asseblief soos wat ek is. Praat ek vanoggend met julle? Tannie Bertha, praat ek vanoggend met iemand? En dan ook jy die keuse of jy van my hou of jy nie van my hou nie. Praat ek vanoggend met julle? En dames wat daar in die kombuis was, ek praat self met myself, hoor. Ek staan nie Sondag hierso en praat net met julle en met die mense wat op YouTube of Facebook kyk. Dit raak eers te my. En ek het hier geskryf, hierdie is alles waar. Is dit nie so nie? Maar kan ek sê dat ek nie geken wil wees as die ou Brett nie? I don't want to be known as the old Brett. Gister by die rolbal toe sê Wayne daar vir iemand, nee, ek was die enigste bedoelende hy wat my broer is. Ek was die enigste, ons is Souties, ons het in Engelse laerskool was sy Engelse laerskool, toe ons hoërskool toe was dit jong medium geweest, maar ons was in 'n Engelse klas. En Wayne sê toe, hy is die enigste ou in sy hele klas wat nooit moeilikheid gemaak het nie. Al sy 12 jaar wat hy op skool was. Toe sê ek, ja, ek was net so soet, toe kyk hy my so, toe sê hy, dan kan hy sê nie. Ek sien, ek wil nie geken wees aan die ou Brett nie. Ek wil nie daardie voorbeeld wees nie. En ek het hier geskryf, ek het aan Jesus aangeneem as saligmaker en verlosser 21 jaar terug. En ek kan nie dieselfde bly nie. Ek kan nie. Daar is 'n liedjie wat sê, I have decided to follow Jesus, wat deur Leslie B. Tucker geskryf is. En die liedjie sê die volgende woorde, en ek gaan 'n paar versies vir julle sê. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back. No turning back. En dan die laaste vers is vers 4. Daar was nog 'n vers, maar ek het hom nie ingesit nie. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back. No turning back. Daai liedjie het ons gesing toe ek in Sondagskool was. Ja, ek was in die Sondagskool gewees. Maar jy weet, my pa het ons altyd die kerk, die Sondagskool het 9 uur begin en so 8:30, 20 voor 9 het hy ons by die kerk afgelaai en hulle het ons net daar afgelaai. Hierdie ou het daar ingestap en 'n steegie en sy sigarette uitgehaal en hy het so 'n paar rookies gevang voordat ek Sondagskool toe gegaan het.
ek het nooit geweet op 'n stadium waaroor verstaan jy hoekom. Ja, maar daar so sit ons met ons skoolgesiggies in die kleuterskoolspyker. Al daai, jy weet, you say the right things because you know what the people want to hear. Meer as 20 jaar terug het ek daardie keuse regtig gemaak deur te sê, I want to follow Jesus. The world behind, the cross before me. Die apostel Johannes sê vir ons dat die Heilige Gees daar is om ons te waarsku teen sonde en God se regverdigheid en dat ons gejudge gaan word. Johannes 16 vers 8 in die NLV sê die woord vir ons. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sy sonde, van God se regverdige oordeel en dat die oordeel hier is. Daai tweede liedjie wat ons gesing het, sluit basies hierby aan. Het die Here ons hulp nodig om enige een van hierdie toe te pas? Definitief nie. Maar ek en jy het 'n verantwoordelikheid om die Here te verteenwoordig op hierdie aarde. Ek en jy het 'n responsibility om die Here te verteenwoordig hier op aarde. 1 Timoteus 4 vers 12 en die 53 sê die woord: Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Wees 'n voorbeeld. Titus 2 vers 7 in die NLV sê die woord ook: In alles, jy moet 'n goeie voorbeeld stel, suiwerheid in die leer handhaaf. 1 Petrus 5 vers 3 in die NLV: Moenie baas speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar stel die voorbeeld vir die kudde. Sien ek het 4-5 skrifgedeeltes het ek nou behandel. Voorbeeld. Ek het hier geskryf ook, moet jouself nie flous nie. Jy is 'n voorbeeld vir ander. Of jy nou 'n goeie voorbeeld is, of 'n slegte voorbeeld. Jy is 'n voorbeeld. My broer en my sussie, ek kyk julle vanoggend, kyk ek julle in die oë. En hoor hierdie woorde mooi. Maak nie saak of dit 'n slegte voorbeeld of 'n goeie voorbeeld is nie. Jy is 'n voorbeeld vir iemand anders. Jy is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, kan jy dit weer sout maak. Jy is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op die berg lê. Jy kan dit nie wegsteek nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maanemmer nie. Laat julle lig skyn. Julle goeie werke gesien kan word en julle die Vader wat in die hemel is verheerlik. Julle kan daardie skrifgedeelte gaan lees in Matteus 5. Dis van Matteus 5 vers 13 tot 16. Ek wil vinnig, dan gaan ons saam nagmaal gebruik. Wil ek 'n paar voorbeelde aan julle noem. Hoe ons voorbeeld aan iemand anders kan verbeter. Wat sê julle sê is die eerste een? First one, ons spraak. Jy sien, laat my en jou redenering deur woorde altyd my en jou Christendom uitbeeld. So, is 'n difficult one there. Rassie, jojo. Jy sien, ons kan altyd redeneer. Ek is een wat lyk van redeneer, jy kan dit vir jou vra. En baie keer dan skuif ek my Christendom so 6 sekondes daai kant. En hier het ek geskryf ook, moenie teruggaan na jou verlede en gevleelde woorde spreek. Jy sien, ons almal spreek daai gevleelde woorde. Man, it's so easy because jy weet ons onthou daai gevleelde woorde. En baie van ons doen dit al so dat ons nie eens weet ons sê dit nie. Hier is een wat vir my baie belangrik is. Moenie die Here se naam uitlik
kan ek vir julle sê, as julle gaan kyk op TV, is dit elke tweede woord, gebruik hulle op die programme, die Here se naam uitdruk. So, dis amper, OMG, oh my goodness. Maar ander mense sê dit mos anders. Dat dit so vanselfsprekend raak, dat dit deel is van my taalgebruik op elke dag. Of, oh, stupid. Jy weet, daai ander man die Engels sê, sonder die stupid. Dan het ek ook hier geskryf. En asseblief, hoor my hart baie mooi. Hoor my hart baie mooi. Ek praat met myself. Ek staan voor julle, agter 'n preekstoel, dit word opgeneem. Moenie Sondag hier met 'n vroom gesiggie sit. En as jy hier uitstap, raak jy so dat die see jou nie kan skoonwas nie. Hoor wat ek sê. Weet, baie van ons kom sit met 'n vroom gesiggie, ek staan voor julle met 'n vroom gesiggie en I portray what I'm living through, maar as ek daar uit gaan dan die woord sê mos, jy mag nie jou hand lig vir 'n vrou nie, maar nêrens in die woord gesê, jy mag haar nie trip nie. I'm only joking. Please, I'm only joking. En ek is ernstig. Ek ken elkeen van julle. Ek weet nie wie luister na die woord op YouTube of Facebook of so iets nie. En die pastoor of die dominee sê altyd mos, of die mense sê altyd, ja, ek het gesien, dis die mense wat jou voor in die kerk sit, maar as hulle hier uitstap. Nou praat myself vanoggend ook hiernatoe ry en die preek werk so deur my gedagtes en ek dink hieraan en daaraan, het ek net weer eens besef, is dit hoekom almal altyd daar agter sit en niemand hier voor wil sit nie. En is net ek wat hier voor is. En Johan wat so tweede ry hier van vooraf is. Praat ek met iemand volgende. Volgende een. Hou op om te lieg. Hou op om te brag. Jy is nie beter as iemand anders te nie. Jy het dit nie alles nie. Dit is slegs deur God se genade dat jy is waar jy is. Please don't forget it. Don't forget it. I've never been better than somebody else. Never. Dis hoekom ek nie die Brett van 25 jaar terug wil wees. Die tweede een, ons gedrag. Laat jou doen en wees met ander die Here altyd eerste laat uitbring. Laat jou manier van dinge doen, jou gedrag, jou nuwe lewe in Christus weerspieël. Moenie lui wees nie en moenie terugdaal na jou verlede nie. Die derde een, liefde. Laat jou aksies altyd liefde, toegeneemdheid en welwillendheid weerspieël. Is my op kos kry dit. Tyd in haar lewe. Nee man. So. Hoor hierso. Moenie 'n huigelaar wees nie. Moenie nadelig wees teenoor ander nie. 'n goeie voorbeeld van hierdie as ons na God se woord toe gaan, dan gaan lees ons oor die goeie Samaritaan. Die vierde een, geloof. Laat jou geloof soos 'n kind sin wees. Soos 'n kind wat dinge nie kompliseer nie. En ek het hier geskryf ook, sien die gospel raak vir wat dit is. God se genade vir my en jou. En ek vra weer eens baie, baie mooi. Hoor mooi, ek vra baie, baie mooi. Bly weg van religion.
bly weg van religie. Jy sien, ons kan so gecompliseerd raak. Ons kan so sekere dinge hierso, daarso, op Facebook of WhatsApp of hier of daar raak sien wat hierdie mense skryf. As die Here dit nie in jou hart laat val het nie, we don't need to believe all that. We need to believe that Jesus died on the cross because God so loved the world that He sent His only Son to die on the cross for me and you. En dis so, ek wil nie sê dis so maklik soos dit, but that's the gospel. En onmiddellik die maklike ding is, jy weet as jy Jesus Christus aangeneem het as zaligmaker en verlosser, the world behind me, the cross before me. Jy moet daardie dinge begin los. Jy moet. Anders dat elke persoon met wie ons praat, elke persoon wat na hierdie boodskap luister, elke persoon gaan net sê, ek het Jesus aangeneem. But your life doesn't show it. You don't change. Jy moet verander. Die 5de een, suiwerheid, reinheid, in Engels praat ons van purity. Ons moet 'n lewe lei van reinheid. Wanneer ek en jy Jesus Christus aangeneem het as zaligmaker en verlosser, moet, hoor mooi, ek sê nie, kan nie. Die woord sê ook, jy moet verander. Jy moet. 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11 in die NLV sê dit vir ons die volgende. Besef julle dan nie, dat mense wat 'n sondige lewe lei, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie. Moenie julleself mislei nie. Mense wat 'n onsedelike lewe lei, afgodsdienaars, egbrekers, manlike prostituie en die mans wat met hulle omgaan, diewe, gierigaards, drinkers, kwaadpraters, swendelaars. Nie een van hierdie mense sal deel kry aan die koninkryk van God nie. Daar was 'n tyd toe party van julle presies so was, maar nou is julle sonde afgewas en God het julle aan homself toegewy. Julle is vrygespreekte mense op grond van wat die Here Jesus Christus en die Heilige Gees van God vir julle gedoen het. Amen. Ons is vrygespreek. We can't carry on doing the things that we have done. We can't. We need to change. Jesus het aan 'n kruis gesterf vir my en jou. Dit was nie 'n goedkoop prys wat betaal is nie. Dit was 'n duur prys wat betaal is. Julle sien, wanneer ek en jy pyn ervaar as gevolg van Jesus, is dit 'n aanduiding dat ek en jy klaar is met ons verlede, met ons sonde. Ek en jy sal nie ons verlede najaag nie, maar ek en jy sal wil doen wat God behaag. Jy sien, ek en jy sal nie belangstel in al die parties ensovoorts nie. Ek en jy sal nie iemand beskinder nie. Jo, dis 'n moeilike een daai. Ek en jy sal nie beter wil wees as ander nie. Ek en jy sal net wil doen wat God behaag. Sien, as ek en jy Jesus Christus aangeneem het, en Jesus is in ons harte, we are going to change. Ek wil graag begin afsluit en dan gaan ons saam dagboek gebruik. Jy sien, wanneer my en jou vriende vra, maar Brett, wil jy nie 'n dop hê nie, en hoor my mooi, I'm not doing the wrong things, kan ek vir julle sê op 'n stadium, nadat ek die Here aangeneem het as zaligmaker en verlosser, het ek nog steeds 'n dop gevat. 20 jaar terug, ja, 15 jaar, 20 jaar terug, toe ek CMA gejoin het ek dit gelos, want ek het geweet waaroor dit gaan. En ek het eendag vir 'n pastoor gesê, "Wat paste, as ek my biertjie geniet by die huis, of as ek my rampie geniet by die huis, wie weet dit? Wie weet dit? Kom, praat ek vanoggend met julle, wie weet dit?" Weet jy wat hy vir my gesê het is? Breit, daar's 2 wat weet. Eintlik meer, 3, 4. Ek en my vrou daai tyd, maar daar's 2 wat weet. God weet en die vyand weet ook.
Jy sien net vir my gesê, Brent, jy by die ministry gejoin het. Daardie dag, as jy daai dop gevat het, gaan jou telefoon lui en jy gaan moet hospitaal toe gaan en jy gaan moet iemand gaan bedien. En dan ry jy om asem na drank, hoe gaan jy die Here se naam kan uitbring daardeur. En dis ek, hoor my mooi. Asseblief, ek wil hê jy moet dieper kyk en dieper dink en dieper hoor. Ja, but who's going to see me? Daar het ek besluit gemaak deur te sê, I need to change. I need to change. Daar's soveel ander dinge. Nee, baie keer het die pelle gekom, nog voordat ek daar was, gesê, nee, kom aan man, kom, wie kan nie so, wie kan so, wie kan so. Nee, maar moet nou nie 'n spoilsport wees nie, man, moet nou nie so. Vat nog eenetjie. En ek het hier geskryf ook, God weet wat sy keuse ek gemaak het. En ek het ook geskryf hierso, maak nie saak wat hulle my noem nie, want ek weet hulle het agter my rug gaan praat. Ek het gesê, hey, jy daai ou gesien. Dis mos waar. Ja, hy het al gesien, hy dink mos hy's beter as ander. Hy wil mos nou nie met ons meng nie. Kom ek by Mike Jones of so iets, dan is daar so, wow, hy dink hy's 'n pastoor, hy wil mos nou nie met ons meng nie. Dan steek ek my hand uit om mense te groet, dan ek my hand so, dan draai hulle rug op ons stap hulle weg. Sien en op die einde van die dag weet ek dat God my so lief gehad het, dat Jesus aan die kruis gesterf het vir my. That is who I live for. Jy sien, en ek wil graag hê dat my lewe 'n voorbeeld sal wees van God se liefde. Ek wil graag 'n voorbeeld wees waar die mense sal sê, ek wil graag hê wat Brent het. Wat het Brent? Dan kan ek vir hulle sê, I got Jesus. Ek sien, dis die voorbeeld wat ek wil wees. Dit is hoekom ek anders te wil wees. Because I want to show Jesus. Ek is nie beter as enige een van julle nie, hoor my hart baie mooi. Ek is nie beter as enige een van julle. Ek sukkel self met 'n klomp van hierdie dinge. En ek het net weer eens besef, hoekom die Here hierdie woord op my hart gelê het. That it takes work. Dit vat werk om die regte dinge te doen, soos dis mos waar. Anders was dit mos maklik, anders was die kerke vol gewees. Mens sien my boetie, my sussie, ons kom as en sê, there's always tomorrow. There's always tomorrow. And tomorrow might not be there for us. Ons gaan nou oorgaan na die nagmaal toe, maar voordat ek daar kom, wil ek vandag vir julle vra. Wat 'n voorbeeld stel jy? Wat 'n voorbeeld wil jy stel? Jy weet, ons stap nie by jou werk in en ons heel bo, ons is in die management. It takes work to get out to the top. Net so as jy Jesus aangeneem het, it takes work. It takes work to change. Wat ek gesê het, ek het vriende verloor. Ek het baie vriende verloor. Baie wat my verlede wat daar was. Maar kan ek vir elkeen van julle sê, ek het 'n groter familie bygekry. Groter familie wat ek weet daar mense is wat my sal help. Wat vir my sal sê, Brent, jy praat nie so met jou vrou nie. Jy daar buite daai gevleelde woorde. No. That's not the right thing. Nee. Jy gebruik nie die Here se naam eintlik voor nie. Jy sien, dis wie ons is. Dis wie 'n familie is. Ons kan mekaar in die oë kyk en ons kan dit doen. Amen.
Wanneer ons gaan kyk in die woord in 1 Korintiërs 11 van vers 23 sê die woord: Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here het Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam, dit is vir julle gebruik. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. My boetie en my sussie, vanoggend gaan ons saam nagmaal gebruik. Maar kan ek vra dat daar waar jy nagmaal gebruik, daar waar jou lewe nie 'n example is van hierdie paar punte nie, vra die Here om jou te vergewe. Vra die Here om jou te help. Sien jy die geleentheid? Moenie hierdie geleentheid mis nie. As jy Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser en jy kom en sê, Here, ek het nog nie verander nie. Dis al 5 jaar, maar ek het nog nie, die ou bret trek my nog terug. Dat jy daar sal sê, Here, help my. I don't want to be the old self. That is not why you died on the cross. Ek wil verander. Help my sodat ek kan verander. Sonder U gaan ek dit nie regkry. Amen. Het ons dit deel? Kom ons lê die oor. Here, dankie vir die woord. Here, my gebed is dat U elkeen van ons sal vergewe. Here, waar ons uitgaan en die verkeerde voorbeeld daarstel. En dat ons sal weet onmiddellik as ons iets verkeerd doen, Heilige Gees, laat U dit op ons harte sal lê, dat ons sal begin verander. Here, laat ons 'n nader pad aan U sal begin stap. Lord, that we will start touching the world for You. Dat die wêreld nie sal kom en sê, "Oh, wat niks te doen hê met julle Christen nie, want julle sit mos voor in die kerk, maar kyk hoe leef julle daar buite." Ja, laat ons sal verander. Hierdie woord sê ook, ons kan nie dieselfde bly nie. Ja, laat die mense sal kom en sê, ek wil hê wat Piet, Koos, Sannie, ek wil hê wat hulle het. Wat het hulle? Dat ons wil kan sê, ons het Jesus. Want sonder U is ons absoluut niks nie. Wees met ons, help ons. Dit is my gebed. Ek wil klaar vir Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons saam nagmaal gebruik.